Almal saam. Dis reg. Trap ek op die tou. Daar is 'n goeiemôre gemeente. Ons wil vir julle almal sê baie welkom. Wat 'n wonderlike voorreg om jou vandag hier in die kerk te hê. Ons wil veral ons moeders en oumas welkom sê. Nou ek wil net gou vra, het al ons moeders en oumas hulle geskenkie gekry? Is daar enige iemand wat nie gekry het nie? Ons gee sommer vir al die dames ook. So jy hoef nou nie net 'n moeder of 'n ouma te wees. Is daar enige iemand wat nie gekry het nie? Net die hande opsteek asseblief, nê? Asseblief. Ons gaan vir julle uitdeel, hoor? Ons gaan vir julle uitdeel. Daar sê. So daar op die galery lyk my is daar miskien mense wat nog kort. So ons gaan seker maak julle kry ook. Ons gaan nou begin met al die uitdeelwerk. Ek weet nie James of een of julle net hier kan kom kry en dan net vir die moeders uitdeel nie. Nou, hoe gee ons vandag vir jou 'n geskenkie as jy nou 'n ma of 'n ouma is, nê? 'n moeder is. En dan sommer vir al die vrouens het ek gesê, al die vrouens wat hier is. Want ons wil vandag as mans en as kinders, baie dankie James, vir julle dankie sê vir die rol wat julle in ons lewens speel, nê? En ons wil vir julle dankie sê vir julle onvoorwaardelike liefde.
Want 'n moeder se liefde hou nooit op nie. En dan wil ons ook vir julle dankie sê vir elke moeder dat julle vir ons bid. Want ons weet dis wat ons ma's doen. Ons ma's bid vir ons. So, en dan wil ons vir die Here dankie sê vir hierdie dag. Ons wil dankie sê en ons wil ons dankie wys deur woorde en geskenke en bederfies. So dis waaroor dit vandag gaan. En daarom het ons vir jou die geskenkie gegee om regtig uit ons harte uit dankie te sê. Maar nou gaan ons nog so 'n stap verder gaan. Ons wil vra dat ons moeders vir ons, ek wil net hierso so 'n bietjie aanblaai want ons het daai liedjie gemis. Ek wil vra dat ons moeders vir ons sal staan, almal wat 'n ma of 'n ouma is, nê? En dan wil ons vir julle seën. Maar julle mag nou nie saam sing nie. Net die paas en die kinders, nê, gaan nou hierdie lied saam met die musiekbediening. Ek weet hulle is ook vroue, maar hulle moet maar sing vandag. Net die paas en die kinders gaan hierdie lied vir julle sing. So al die ma's, al die moeders staan. Kom ons anders steek ons hande uit en ons gaan hulle seën met die woorde van die seënlied. Welkom sê aan al ons besoekers. Is al besoekers vanoggend hier? Net gou kyk iemand wat besoek. Daar is hande. Julle is baie welkom. Wie gaan vir my help? Markie, jy moet weer opspring. Sal jy vir my help? Daar's besoekers. So die wil van die kerk daar. Seker wie vir jou hande op. Dat Markie kan sien. Ons wil vir julle sê baie welkom. En terwyl sy uitdeel, gaan ek dit vir haar nog so 'n bietjie moeiliker maak. Is daar enige iemand wat verjaar vandag? Enige vandag of in die week wat kom? Is daar enige iemand wat verjaar? Kyk, daar is nog 'n hand op die galery, daar's 2 hande op die galery. Kyk as jy onder, almal wat verjaar in hierdie blok, almal wat in die middelblok verjaar en almal wat in die kantblok verjaar. Niemand in die kant nie. Maar die as jy opgaan, hoor, daar op die galery is hande. Ons wil vir julle sê baie geluk met julle verjaarsdag. Mag dit regtig vir julle 'n wonderlike jaar wees, 'n jaar vol seën, oorvloed seën, oorvloed uit Vader se hand. En ons wil die seën van die Here ook vir julle toe. So, dan maak seker jy kry jou sjokolade, dit werk sy by ons gemeente. As jy verjaar, dan kry jy definitief ook 'n geskenkie van die kerk af. Dis 'n klein sjokoladetjie, maar daarmee sê ons vir jou baie geluk. Die seuns is welkom vir ek moet uit my eerste tyd was ek nog op die kansel geklim en gepreek vir die gemeente. Julle is welkom. Dan is hier 'n afkondiging. 'n wit Chevrolet CF92T en GP se ligte is aan. CF92T en GP. Wit Chevrolet se ligte is aan.
Ons sê altyd, moenie worry nie, dit sal vanself afgaan hoor. Dan sit by jou, jy skakel maar die ligte af, voordat ons, dis baie mense, as die kar nou regtig nie meer wil werk, dan gaan ons almal op self stoot, dan gaan ons stoot, so. As dit nou nie outomatiese voertuig is, maar ons sit gerus die ligte af, as jy dit sê. Goed, dan namens die kerkraad net so 'n paar afkondigings, baie dankie, jy mag vandag geen vat nie, daar is baie dankie, Markie, dat jy my so help hiervoor, en dan wil ek ek dink daar so, ja, dan wil ek net gou die volgende afkondiging sonder jou aandag doen, almal het 'n blaadjie ontvang, so kyk asseblief, ek het maar net op die voorblad genoem, kyk na die datums wat kom, daar's belangrike datums wat kom, ons het maandag die 19de Mei kerkraadsvergadering, ons het Bybelskool die 14de Mei, ons berigmatrieks is die 25ste, baie belangrik, ons hemelvaartdiens is hier in die kerkgebou, die 29 Mei, om 7:00 die aand, want ons almal werk daar die dag, en daardie aand wil ons jou uitnooi kom woon die hemelvaartdiens by, en dan die matrikulante, Vrydag 30 Mei, ek lees 'n verkeerde matrikulante met hulle konverse ingee, want ons bid vir hulle die 25ste Mei. Ek dink die konversie vir sal ingewees het, maar as jy regtig vergeet het, laat weet asseblief vir Martin. Dan die gemeente Makiti, dis die 30ste Mei. En ons gaan lekker saam kuier, ons bestel nou al reeds jou ete per e-pos. Ons sal hierdie week begin adverteer, en jy kan jou ete kom bestel by die kerk, ons gaan 'n bietjie meer kuier ook hier, dis nie net vinnige afhaal nie, jy kan ook, as jy lastig is, net jou wegneem ete kom haal, maar andersins kan jy ook maar net saam met ons inval en kom kuier, en daar gaan lekker musiek wees, en ons gaan lekker kuier. Ons wil dan natuurlik ook vra, jou herinner, aan die Ice Bucket Challenge. Ek is so dankbaar, die blikke is nog nie vol nie, anders moes ons dit vandag doen. En ek hoop ook nie die blikke word dit gou vol nie, want anders gaan ons in die middel van die winter 'n Ice Bucket Challenge moet hê. En as jy wonder waaroor dit gaan, in die portaal toe ingestap het, jy gesien, daar's 'n foto van ons ouderlinge. Daar kom nog foto's, ek dink daar's op so 4 of wat ouderlinge se nie daar nie. En daar is ook een van die daar nuwe kerkraadslede wat bevestig gaan word. So ons gaan ook hulle foto's met ons en dan werk so die persoon wat die meeste geld in sy blikkie het. As jy nou graag het, wil hê dit moet die dominee wees of liewer nie, dit moet een van die ouderlinge wees, dan gee jy hulle blikkie geld. En die een wat die meeste fondse ingesamel het, die een wat die meeste geld in die blik het, gaan deur die Ice Bucket Challenge. Na die erediens sal ons hier op die grasperk 'n Ice Bucket Challenge hê. So hopelik nie in die middel van die winter nie, maar dit hang af hoe vinnig die blikke genoeg geld het. So dit is maar net 'n poging van die kerkraad se kant af om te sê ons is game, ons sal selfs 'n Ice Bucket trotseer as deel van fondse wat vir die gemeente ingesamel word. Dan, ons Pinksterdienste is die 2de tot die 5de Junie. Let maar net die datums van die NVX eksamen wat begin, dan is dit partykeer moeilik om vir my en Marlene altyd dadelik in die hande te kry, maar los 'n WhatsApp vir ons. Ons vra maar nie 'n stemboodskap nie, want ons kan ook nie terwyl hulle eksamen skryf daarna luister nie. Goed, en dan beker loop oor, Dinsdae en Donderdag is die winkel oop. En so julle is baie welkom, gemaak 'n draai of stuur jou bediendes of wie ook al, mense in die fabrieke wat vir jou werk, werkgewers, werknemers bedoel ek, stuur die mense, kom kyk vir jouself ook, nê. Daar's regtig baadjies wat nog splinternuut is en klere wat splinternuut is. En voordat jy nou ten duurste 'n baadjie gaan koop by die mall, kom maak jy 'n draai, kyk of ons nie dalk iets het wat splinternuut is. Al is dit 'n R2 artikel, kan jy dit nog steeds gebruik. Dan wil ons vir almal sê baie dankie met die koskas. Weet julle, daar het soveel mense gereageer en ons kon vir al die gesinne, ons het 12 gesinne vir wie ons kon kospakkies uitdeel. En ons sê regtig vir Springs-Oos baie dankie. Julle weet, die finansies druk, in die verlede was dit maklik, ons het sommer uit ons gemeentefondse gevat en 'n klomp goed aangekoop, maar dit gaan nou nie meer so maklik nie. So, ons is absoluut afhanklik van elke skenking en glo my,
daardie skenkings kom by die regte adresse uit. Dis lidmate in ons gemeente, mense wat vandag ook hier sit tussen julle, wat regtig daai kospakkie nodig het. En as jy wil 'n bydrae lewer, kyk maar, daar's 'n lysie van produkte op die afkondiging, as jy ook vir volgende maand graag 'n bydrae wil lewer. Dis al die afkondigings. Maar kom ons raak stil voor die Here. Terwyl ons so sit, kom ons ervaar die Here se teenwoordigheid. Want hy is hier by ons. En die Here wil elkeen van ons ontmoet. So kom ons raak net so stil voor hom. Here, wanneer ons vanoggend stil word, dan weet ons besef ons woorde skiet ver te kort om aan U al die lof, al die aanbidding te bring. Ons woorde, Here, skiet ver te kort om net te beskryf wie U is. Ja, ons woorde is maar net genoeg om so 'n ou skrapmerkie te maak in hierdie heelal in vergelyking hoe groot U is. U is die Almagtige. U het gesê aan die begin laat daar lig wees. Tot vandag toe word daar nuwe sterrestelsels gebore. Net omdat U gepraat het. So groot is U, Here. En vanoggend besef ons U grootheid. Sal U ook vanoggend hier wees? Sal U ook met ons kom praat? Here, ons wil vra, Heilige Gees, as daar vandag in ons harte afstand is tussen ons en U, miskien omdat ons so 'n haastige lewe het, miskien omdat daar sonde is, miskien omdat ons net nie by U uitkom nie. As daar afstand is, Here, dankie Jesus, U het al daardie afstand reeds verwyder, deur die kruis en deur die opstanding uit die dood. U maak verhouding met God moontlik. En daarom wil ons vra, Heilige Gees, kom, vat hierdie afstand weg vandag. Mag ons nou beleef U teenwoordigheid, U inspraak. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Mag jy dit so beleef vandag. Hierdie groot, almagtige Skepper God wil in 'n verhouding met jou en my leef. Hy het jou lief, jy's die punt van sy hart. En ek en jy is gekoop met die bloed van die lam. En daarom kom ons gee vandag al ons eer, al ons lof net aan hom. Kom ek gaan vra dat ons gaan staan, ons gaan so 3 liedjies saam sing en ons bring ons lof en al ons aanbidding aan die Here vandag. Lord.
Sal my lied dan vir U wees tot
Is dit nie wonderlik om die Here so te aanbid nie? Ek wil vir ons musiekbediening sê dankie. Dis lekker om Marnay weer vandag hier te hê. Al die pad van Potch af. En dankie musiekbediening vir elke Sondag se bediening. Se voete was, se gehoorsaam wees. Want dis ook hoe ons gawes uitleef. Nou ons skriflesing gaan julle nou sien, daar staan verskeie tekste, want op Moedersdag dink ons altyd aan vroue in die Bybel. En daar is soveel vroue in die Bybel by wie ons kan stil staan. Ek dink nou maar aan Rut en Naomi byvoorbeeld. Ek dink aan Esther, ek dink aan daar's verskeie vrouens. So ons gaan vandag ook so 'n bietjie in die Bybel rondblaai na verskillende vroue toe in die Bybel. En ons gaan spesifiek by hulle leer hoe verhouding met die Here lyk, hoe verhouding met die Here werk. Hierdie vrouens het anders as die mans dit reg gekry om op 'n ander manier en op 'n stil manier en op 'n, kan ek maar sê, onverwagste manier 'n impak op die wêreld te maak. Hulle het hulle wêreld verander. En ek dink dis gelowiges by wie ons ook kan gaan sit vandag. En kan gaan leer vandag. En ook iets uit hulle storie deel van ons storie maak. Maar voordat ons by hulle gaan uitkom, kom ons bid saam en kom ons vra die Here om vanoggend ook sy woord vir ons te kom oopbreek. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons vandag maar net in afhanklikheid by U kan kom sit, kan kom luister, kan kom leer. Here, want dit is so, U het nog altyd met mense gewerk, ook deur middel van verhale en stories. Deur middel van mense se getuienisse. En hoe kosbaar is die woord nie ook vandag nie, Here, dat ons getuienisse van vroue kan lees. En dat ons iets daaruit kan leer. Dat ons vandag dit saam met ons kan vat. En ons wil vra, Here, kom rus ons toe met U woord vandag. Kom breek U Vaderhart oop vir ons vandag. Wanneer ons ook uit U woord lees. Dankie dat ons dit mag bid in Jesus naam. Amen. Nou die eerste vrou by wie ons vanoggend gaan stil staan, vind ons in die Nuwe Testament. En sy was al baie oud gewees. So ons gaan vandag regtig van die oudste tot die jongste gaan ons leer wat die Here vir ons sê. Nou lees haar storie saam met my. Daar staan in Lukas 2 vers 36. Daar was ook 'n profetes. Nou om 'n profetes te wees, 'n profeet is iemand wat regtig God se hartklop hoor en God se hartklop verstaan. So as sy 'n profetes genoem word, dan is dit 'n vrou wat regtig kontak met die Here gemaak het. Hier was 'n profetes, sy was soos 'n profeet, Anna, 'n dogter van Fanuel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Net daardie paar versies oor Anna. Anna het dit reg gekry, sien ons, om op die Here te wag. Nou kom ons wees eerlik, dis nie altyd lekker om te wag nie. Wie van julle hou daarvan om in lang rye te staan? Nie een nie. Ek dink jy moet sakkel as jy weet jy moet in 'n lang ry of jy moet by binnelandse sake of jy moet by die lisensiekantoor of afdeling in 'n ry gaan staan. Ons hou nie daarvan om te wag nie. Hoekom? Want ons leef in 'n gejaagde lewe. Ons leef 'n gejaagde leefte. En dis vir my asof ons gejaagdheid net al hoe vinniger en vinniger word. Dink bietjie aan jou rotine. Dis opstaan, dis werk toe gaan, dis skool toe gaan, dis sport, dis huiswerk, dis werk, dis kollegas, dis vanaand vinnig weer almal by die huis uitkom, dis eet, dis slaap. En so gebeur dit weer môre en oormôre en elke dag. Ons leef in so 'n gejaagde lewe, 'n gejaagde rotine. En in ons gejaagde lewe spandeer ons baie keer baie min tyd saam met die Here.
So kom ons sê dit maar eerlik vandag, ons kry dit nie vandag lekker reg, goed reg, om op die Here te wag nie. Miskien ook omdat ons nie verstaan wat dit beteken om op die Here te wag nie. Ons dink wag op die Here beteken, ons moet net wag dat daar iets gebeur. Ons moet net wag dat ons gebed beantwoord word. Dan het ons klaar gewag. Of ons moet net wag dat daar op een of ander plek in ons lewens 'n geestelike deurbraak kom. Maar as ons na Anna se storie luister, dan is dit nie wat wag op die Here beteken nie. Anna het op die Here gewag. Daar's 'n groot verskil. Dis 'n ander wag. Ons wag vir ons daaglikse brood. Vir Anna was God haar daaglikse brood. Hy was die brood van die lewe. Kan julle die verskil hoor? Sy het nie vir iets gewag om te gebeur nie. Sy het op hom gewag. En ons lees nou, sy was al 84 jaar oud. Eintlik is die Grieks verkeerd vertaal. As ons na die Griekse vertaling kyk, dan staan daar eintlik, sy was 84 jaar lank al 'n weduwee gewees, nie die 7 jaar soos hulle dit daar vertaal het nie. So sy moes al maklik al 100 jaar oud gewees het. Of sy was net 7 jaar getroud, 84 jaar lank 'n weduwee, so sy moes al byna 100 jaar oud gewees het. Nou destyds was dit nog om 'n weduwee te wees. Want jy kon nie gaan werk nie. Weduwees moes maar in die huis bly. Hulle was afhanklik van ander mense se goedhartigheid. Weduwees kon nie vir hulle self sorg nie. Baie keer moes hulle maar gaan bedel, baie keer moes hulle maar die vuil werk gaan doen. So vir 84 jaar lank het Anna vloere geskrob. Was sy afhanklik van al ander mense se almoses om net te oorleef. Maar hoekom het sy oorleef? Want sy kon dit regkry om op die Here te wag. Die Here was alles in haar lewe. En Anna het tyd saam met die Here spandeer. Net God. Net tyd saam met hom. Waar sy stil geword het, het sy gehoor wanneer God met haar praat. Baie keer het sy gehoor hoe die Here met haar praat, hoe die Here vir haar sê, maar sy gaan nog die verlosser sien gebore word, sy gaan nog die Messias sien. En dan het sy baie keer maar net haar liefde bely, en haar hart bely voor die Here, alles wat in haar hart was. En toe eendag toe sien sy die Here Jesus. En weet julle, haar wag was nie verby nie. Sy het gewag op hom en hy het alles in haar lewe oortref en oorspoel. So kom ons leer by Anna om op wat dit beteken om op die Here te wag. Dawid beskryf dit so mooi in Psalm 131. Hy sê, ek maak my nie besorgd oor die groot dinge wat bo my vermoë is nie. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd. Wag op die Here. Besef wie God is. Dis wat wag beteken. Besef regtig wie hierdie almagtige skepper God is. Besef wat God se genade vir jou beteken en wat sy genade vir jou en my gedoen het. Wag op die Here beteken, kom ons kom op daai plek waar ons besef, die Here ken my hart, die Here ken my omstandighede. Hy weet in elk geval alles wat ons nodig het, nog voordat ons dit vra. Hy ken jou lewe. Hy ken jou bekommernis. Hy ken jou seer. Die Here ken jou verlange vanoggend. Met ander woorde, ek gaan my nie meer moeg maak met hierdie klomp goed en hierdie klomp worsteling in my lewe nie. Hierdie waarvraag goed wat eintlik net al jou kragte kom dreineer. Nee, maar ek gaan stil word, ek gaan regtig op 'n plek sit waar ek wag op die Here, op hom, totdat hy homself aan ons openbaar. In hierdie wag ontdek jy, weet jy, ek hoef nie te vra vir 'n deurbraak nie. Hoekom? Want God is die deurbraak. Ek hoef nie te bid vir genesing nie. Hoekom? Want God is die genesing, die groot geneesheer.
Ek hoef nie te vra eers vir beskerming nie, want hy is my rots, hy is my veilige vesting. Ek kan by hom gaan skuil. As alles in die lewe te rof raak, kan ek alles neersit en by Vader se voete gaan sit. My hart voor hom uitstort. Mense, dis wat wag beteken. Wag op die Here beteken. Hy weet alles van my af. Ek kan maar net by sy voete sit, net vir hom sê, Here, ek het U nodig. Ek het meer van U nodig in my lewe. Here, U is alles in my lewe. Kan jy hoor, dat wag op die Here is nie 'n passiewe wag dat dinge nou in plek moet val nie. Wag op die Here beteken jy's aktief betrokke om te wag. Jy's aktief betrokke om God se aangesig te soek. Oor wat dit ook al mag wees in jou lewe. En hoor, wag beteken totdat God antwoord. Totdat God homself openbaar. Totdat jy ontdek, maar hy is my beskutting, hy is my genesing, hy is my bron van krag. In hom het ek alles wat ek nodig het. So saam met Anna, kom ons leer wat dit beteken om regtig op die Here te wag. Ek dink ons wag is maar so 'n bietjie in vergelyking wat Anna gedoen het. Kom ons gee totaal en al oor aan die Here, daai oorgawe aan hom. Dis wag. Dis wag. Die tweede vrou by wie ons uitkom, is eintlik 'n klein dogtertjie. Ek het maar so gesê, ons gaan van die oudste tot die jongste vrou in die Bybel lees. En miskien ken jy die verhaal, maar ek lees van Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, daar in 2 Konings 5. Hy was 'n gesiene man, wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het malaats geword. Dis 'n verskriklike siekte destyds. Dit was soos 'n doodsvonnis. Op een van hulle strooptogte het die Arameëse jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. So sy word 'n slavin, hierdie dogter, hierdie Israelitiese dogtertjie. Sy het vir die vrou gesê, ag, as meneer net by die profeet in Samaria kan uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Net eers tot daar. En dan ken ons die res van die verhaal. Naaman gaan dan na Elisa toe. Hy luister vir hierdie klein dogtertjie. En Elisa sê mos hy moet hom 7 keer in die Jordaan gaan bad. En dan wil hy dit pas eers nie doen nie, maar op die ou einde dan doen hy dit, en dan is hy heeltemal genees. En dan lees ons, hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Aanvaar asseblief vandag hierdie geskenk van my. Hoor julle sy storie, hoor julle sy getuienis. Maar waar het dit begin? Hierdie man het tot geloof in God gekom, maar waar het dit begin? By 'n klein dogtertjie met 'n enkel sinnetjie. En God het hierdie enkel sinnetjie gebruik. En Naaman, hierdie magtige Arameer, die generaal van die soldate, van die magtige Arameërs, God het hom genees. En dit het begin by daardie dogtertjie se klein sinnetjie, klein dogtertjie, klein sinnetjie. Daarom lees ons in Sagaria 4 ook, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Want jy weet, ons sien baie keer klein dingetjies wat ons doen wat groot invloed kan hê. Hoekom? Want as ek en jy net getrou is in die klein dingetjies, wat doen God? Net soos hierdie dogtertjie, sy het maar net 'n sinnetjie gesê. God vat daardie klein dingetjie wat ons vir hom kan doen, en hy draai dit om en hy omskep dit in iets groots. En dis waar ons baie keer die fout maak. Ons almal wil groot dinge vir die Here doen. Maar weet jy, hoekom kom ons nooit by die groot dinge uit nie? Want ons het nooit geleer om die klein dingetjies vir die Here te doen nie. Daardie klein treetjies te gee nie. Ons sê nog nie daardie eerste klein sinnetjie, ons bely nog nie ons geloof wie Jesus is
by die werkplek of by die skool of in ons familiekring nie. Wat is die klein goedjies waarin jy dink die Here wil hê ons moet getrou wees? Lees jou Bybel, bid elke dag. Baie mense doen dit nie eers nie. Mense, dit is waar ons moet begin. Dis klein treetjies. Dis klein goedjies. Kom ek vat 'n voorbeeld. Byvoorbeeld vriendelikheid. Dis deel van die vrug van die Gees. Jou vriendelikheid, jou glimlag het die vermoë om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe. Net 'n glimlag. Klein dingetjie. Jy hoef net jou 5 broodjies en jou 2 visse vir die Here te gee. En weet julle wat? Hy sal sorg dat daar 12 mandjies oorbly. Maar dit begin by klein goedjies. Vra vir die Here, Here, wat is die klein goedjies wat ek vandag vir U kan doen? Dink bietjie in jou eie lewe. Wat is daar wat jy vandag vir die Here kan doen? Jy hoef nie baie te praat nie. Want sien, jou hele lewe is 'n getuienis. Die klein goedjies wat jy elke dag doen. Die manier hoe jy ander mense hanteer, die manier hoe jy met mense praat, die oogkontak wat jy met mense maak. Mense, dit maak die verskil. Mag ek en jy ook leer om getrou te wees in die klein goedjies. Net daardie WhatsApp wat jy vir iemand stuur, waar die Heilige Gees op jou hart lê. Daai een sinnetjie, ek bid vir jou. Dan sê Jesus, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Maar daar's ook 'n derde vrou by wie ons vanoggend gaan stil staan. Sy is nou die oudste en die jongste, sy was seker so in die middel rond. En dit is die Kanaanitiese vrou. 'n Vrou wat bereid was om in die pad voor Jesus te kom staan. 'n Vrou wat nie skaam was om Jesus en al sy disippels te stop en tot halt te roep nie. Want dis wat vrouens doen. Die meeste vroue, gewoonlik wanneer hulle begin bid, dan bid hulle nie net vir hulle self nie, maar hulle bid vir iemand anders. Vrouens is baie keer vir ons as mans die voorbeeld van mense wat in die bres kom staan, mense wat voor God kom staan. Kom pleit vir haar kinders, kom pleit vir haar man, kom pleit vir die omstandighede in ons land. Dis wat vroue doen. Sy bid veral vir haar hartsmense. So kom ons lees hierdie verhaal in Matteus 15. Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. 'n Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het, het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep, ontferm U oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg. Maar hy het daar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra, stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons. Jesus antwoord, ek is net na die verlore skape van die volk Israel toegestuur. Maar die vrou kniel voor hom. Sy kom kniel voor hom en sê, Here, help my. Hy sê vir haar, dis nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Dit is waar, Here, sê sy. Maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van hulle baas se tafels afval. 'n Vrou wat regtig 'n groot indruk op die Here Jesus gemaak het. Daarna kom daar genesing vir haar kind. Maar sy was bereid om reg voor Jesus te kom staan en te kom pleit vir haar dogtertjie. En sy het aangehou smeek om genade. Aangehou smeek. Die disippels wou haar wegjaag. Maar sy het kom kniel voor die Here Jesus en sy het eintlik maar net kom pleit vir genade krummeltjies. Nie die brood nie, net die krummeltjies. Sy het letterlik die pad geblok sodat Jesus haar nie kon ignoreer nie. En dis wat vrouens doen. Hulle kom staan voor God. Hulle kom tree in vir iemand anders. Hulle kom smeek en kom pleit om genade. En hulle hou aan met bid. Hulle pleit vir krummeltjies. En kyk wat gebeur. Mevrou, sê Jesus vir haar, jou geloof is groot, jou wens word vervul. Van daardie oomblik af was die dogter gesond. Sy kry waarvoor sy gevra het.
Gaan kyk maar in die Bybel, elke keer wanneer iemand om genade gesmeek het, elkeen van daardie gebede is nog altyd beantwoord. En dis asof vrouens iets daarvan verstaan, iets snap van God se genadehart. Hulle weet wie God is. Dis sy hart van genade wat gemaak het dat Jesus bereid was om mens te word. Dat Jesus aan 'n kruis kom sterf het. In jou plek, in my plek, vir ons sondes. Uit genade is ek en jy gered. So sy kom pleit nie net nie, sy pleit vir genade. Miskien moet ons begin leer om vir genade te pleit by die Here. Vir ander mense te bid. En wanneer ons om genade smeek, weet julle dan raak dit God se vaderhart. En wanneer ek en jy voor God staan en in die bres tree vir iemand anders, en ons sê, Here, my hart brand vir hierdie persoon. Here, sal U hom of haar begenadig wees. Mense, dan moet ons weet, dit raak God se hart. Dink bietjie, wie is daar vandag in jou lewe vir wie jy kan bid? Wie is daar vir wie jy kan pleit vir genade? Ons almal ken iemand. Al is dit net genade krummeltjies, Here. Weet, die Here verhoor daardie gebed. Daarom is dit so nodig dat ons 'n hart sal hê vir mense. Vir mense in gebroke omstandighede, dat ons sal begin bid vir mekaar. Want dis wat hierdie vrou ons leer. So ek wil afsluit, kom ons leer by die vroue van die Bybel. Kom ons gaan leer by die Annas, wat hulle hele lewe lank gewag het op die Here, totdat hulle hom sien. Kom ons gaan leer by die klein dogtertjies, wat klein dingetjies gedoen het, maar wat so groot impak gemaak het en 'n hele wêreld verander het. Gee daai eerste treukie, daai klein treukie in geloof. Lees jou Bybel, bid elke dag. Geef vir iemand 'n beker water. Maar kom ons gaan leer ook by die vroue wat in die bres getree het vir hulle gesinne, vir hulle kinders, vir hulle mans, vir die dorp, vir ons land. Vroue wat om genade smeek. Dit is hoe verhouding met die Here lyk. Amen. Kom ons bid saam. Here, leer ons wag. Leer ons wag, want ons leef in 'n tyd waar ons nie kan wag nie. Alles moet nou gebeur. Ons verwag ons gebede moet nou beantwoord word. Terwyl U staan en wag vir ons. Wag dat ons net op U sal wag. Wag dat ons net sal weet, maar Here, U is ons rots, U is ons alles. U is ons veilige skuilplek, veilige vesting. Ja, Here, U is ons brood van die lewe. U is ons goeie herder. U is ons God, die Almagtige. U is ons Vader. En ons wag op U. Nie op die goed wat moet gedoen of gebeur word nie. Ons wag op U, Here. Sal U ons leer, Heilige Gees, om regtig op U te wag. Here, sal U ons ook leer om te begin by klein goedjies, doen vir U. Want dit kan 'n hele wêreld verander. Net daai glimlag. Net daai gehoorsaam wees aan U Heilige Gees wanneer U met ons praat. Net daai treukie in geloof gee. Here, kan 'n wêreld verander. Kan selfs die wreedste Arameer tot geloof bring. Sal U ons leer, Here, om ook die klein goedjies vir U te doen. Want dit sal 'n groot impak maak in hierdie wêreld. Maar sal U ons ook leer, Here, om 'n hart te hê vir ons hartsmense, vir die mense om ons. Om by U om genade te smeek en te pleit. Al is dit net die krummeltjies wat van die tafel afval, Here, daardie genade krummels.
Sal U ons leer om ander mense se nood raak te sien en om vir mekaar te bid. Here, want dit kan 'n reuse verskil maak. Dit raak U Vaderhart. En daarom, Here, as ons dit nou sê, dan wil ons vanoggend in die bres kom tree en ons wil bid vir Marno en Valerie en hulle baba Zandrey. Dankie dat Zandrey ontslaan is uit die hospitaal. Ons bid vir Hanro Wessels, vir Frikkie Rousseau, vir Annetjie Lourens, vir Claudie Gous, Mimpie Gous, Werner Hebler, vir Terry Swart, vir oom Thys en tannie Mara Venter, vir Silke Meyer, vir Frans Swart, vir oom Ter Blaans Kreer, vir oom Johan Skeepers, vir oom Chris Botes. Ons bid, Here, vir Leandra Erasmus en vir oom Willie en tannie Tolla Niemand, vir Wande van der Mest, vir Francesca, vir Suzette Fik, vir oom Ad Foster, vir tannie Annie Blignout, vir oom Willie en tannie Elise Nienaber, vir oom Johan en tannie Frieda Haffinga. Ons kom tree in die bres vir Anne Marie Vermaas, vir Rudy Botha se pa Johan, vir Hetty Boshoff, vir Anton Erasmus, vir Chandri Raman, vir Henny Nodee, vir Martin Bronkers, vir Hannie Zaaiman, vir Kobus Koetser en vir Frieda. Sal U elkeen kom aanraak met U krag. Ons pleit vir genadekrummels, Here. Miskien is daar nog name wat ons op die lys kon sit. Dalk is die mense vanoggend wat hulle eie naam ook daar wou invoeg. Ons bid vir elkeen, Here, wat U nou nodig het. Sal U Vaderhart aan ons openbaar. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n wonderlike loflied. Ek wil net sê vir die kinders, onthou, daar's Sondagskool. Ek wil amper sê welkom terug, nê? Want dit voel asof julle weer 'n keer 'n vakansie gehad het. Maar daar is van vandag af is alweer elke Sondag Sondagskool vir die res van die kwartaal. En dit is vir my lekker om al ons kinders terug te sien. So kinders, na die erediens, dan verdaag ons na die klasse toe. As daar nuwe kinders is, wat die eerste keer hier is, dan kan julle maar net hier voorkom staan. Dan sal daar iemand wees wat julle help, of julle moet net wag vir my, dan sal ek vir julle sê na watter klassies toe ons moet gaan. Maar kom ons sluit af met hierdie wonderlike lied, wat so aansluit by dit wat ons vandag vir mekaar gesê het. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Kom ons sing saam met al ons moeders en al ons oumas en almal wat hier is, en kom ons bring al ons lof en al ons aanbidding aan die Here. Onthou ook, daar is koffie en tee na die tyd, so as ons klaar is en ons die seën of die amen lied aan die einde gesing het, dan nooi ons jou almal uit. Daar's koffie en tee in die saal. Maar kom ons loof die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees.
Die Here sal sy aangesig na jou toe draai en vir jou sy vrede gee. Dis waar en seker, Heer, laat dit so wees. Amen. Amen. Kom ons kuier in die saal. Jy voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig, en prys hom